Waaroor gaan Aswoensdag en wat is die Asritueel? Aswoensdag val altyd op 'n Woensdag aan die begin van die 40 dae van lydenstyd in die kerkjaar. Lydenstyd strek vanaf Aswoensdag tot Stil Saterdag, die dag voor Opstanding Sondag. Indien die sondae in hierdie tyd uitgesluit word, is dit 'n tydperk van 40 dae, dieselfde aantal dae wat Jesus in die woestyn deurgebring het. Sondag was nog altyd 'n vieringsdag vir die kerk en daarom nie deel van die vastyd van lydenstyd nie. Aswoensdag en die lydenstyd wat daarop volg, is tradisioneel 'n tyd van geestelike vernuwing in die lewe van gelowiges en gemeentes. Die 40 dae tydperk voor Opstanding Sondag is reeds in die jaar 313 na Christus as 'n amptelike viering op die Christelike kalender aangedui. In lydenstyd doen gelowiges selfondersoek en beoefen ons geloofsgewoontes soos vas, bid en die gee van almose. Dit is om ander te dien. Deur dit alles berei ons voor vir Paasfees, wat die hoogtepunt van die kerklike jaar is. Die gebruik met Aswoensdag is dat die palmtakke van die vorige jaar se Palmsondag verbrand word en die as daarvan met olyfolie gemeng word. Dit word gebruik om die vorm van 'n kruis op die voorkop of hand van elkeen te teken met die woorde: Mens, dink daaraan dat jy stof is en tot stof sal terugkeer. As in die Bybel simboliseer gebrokenheid, broosheid en rou. Dit herinner ons daaraan dat alhoewel ons God se kinders is ons mens. Die askruis bring ons letterlik terug aarde toe, soos Genesis 3 vers 19 ons herinner. Ons is koningskinders, maar ons is gemaak uit as en stof, soos Abraham gesê het in Genesis 18. Ons is sondig en gebroken, maar die goeie nuus is dat die as in die vorm van 'n kruis is. Dit herinner ons dat Jesus in ons plek gesterf het en ons vrygemaak het. Hy het die dood oorwin, en daarom vier ons lydenstyd. Ons dink aan Jesus se lyding, maar vier ook sy opstanding. Baie keer word daar gevra dat jy in lydenstyd iets moet opgee, om jou daaraan te herinner dat jy besig is met voorbereidingstyd. Die ou gebruik herinner ons aan Jesus se 40 dae in die woestyn sonder kos. Mense gee soms goed op soos koffie, sosiale media, sjokolade of dalk vleis. Jy sou ook iets kon byvoeg soos om vroeër op te staan, juis om te bid, of elke week tyd in te ruim om iets diensbaar te gaan doen in die vorm van almose. Die vastyd word begin op Aswoensdag en dit duur dan vir 40 dae tot en met Paas-Sondag. En dit is nou natuurlik die Sondag uitgesluit. Wat jy ook al besluit, dis altyd goed om net weer ekstra aandag te skenk aan jou verhouding met God. Wat is die dinge wat vir jou belangrik is? Het jy dalk swak gewoontes aangeleer wat jy moet afleer? Is dit dalk tyd vir introspeksie? Of dalk bietjie groter eenvoud? Moenie iets doen wat te moeilik is om vol te hou nie. Doen eerder iets wat vir jou betekenis het en wat jou help om te groei. Hoe kan ons dit as gesin by die huis vier? Vier Aswoensdag saam as gesin deur 'n kruisie op elkeen se voorkop te maak met die woorde: Jesus het jou lief, hy het vir jou gelei. Jy kan vooraf 'n mengsel van as met 'n bietjie lyfroom of olyfolie voorberei, juis vir hierdie geleentheid.
dan kan julle 'n bietjie gesels oor. Kan jy aan nog gebeure in die Bybel dink wat in 40 dae gebeur het? Wat sal jy graag in die volgende 40 dae wil anders doen, of ophou doen, of meer doen? As Woensdag herinner ons daaraan dat ons nietig is, dat ons van stof gemaak is, en aan Jesus se diensbare liefde aan die kruis. Wat beteken dit vir jou, dat Jesus vir jou gelei het? Hoekom dink jy, maak mense as kruisies op mekaar se voorkoppe? Dit is sommer so 4 vinnige saamdink vrae. En as julle daaroor gesels het, kan julle gerus dalk as 'n gesin die volgende gebed saam bid. Here Jesus, dankie dat ons vandag u liefde vir ons elkeen kan vier. Dankie dat u vir ons gelei het en vir ons 'n voorbeeld van diensbare liefde is. Amen. Ek hoop hierdie gedagtes help jou om weer bietjie nuut te dink of te onthou wat beteken as Woensdag en die as ritueel wat ons telkens op as Woensdag vier in 'n erenis.